Hallo julle, baie welkom weer by Vrydag. Ons is hier by 'n plek met die naam van Nuwe Padstal en hier is 'n volstruis hier agter my. Ek moet net koes, hy van my net byt. Maar julle moet nou fokus, ek gaan die woord vir julle lees. So kom ons worry nou nie eers 'n bietjie oor hom nie. Ek wil baie graag vir julle lees hier uit Psalm 5, 'n pragtige gedeelte. En die tema wat ek graag wil aansny is ons benadering teenoor God en hoe ons sy krag en sy beskerming en sy ondersteuning vir ons kan geniet. Iets wat baie spesiaal vir my is in hierdie dae waar ons die Here so nodig het. Ons lees op Psalm 5 vanaf vers 12, hy sê: "Maar laat almal wat by u skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u liefhet en hulle juig oor u. Dit gaan goed met die regverdige, Here. U goedheid beskerm hom soos 'n skild." Hier is 'n wonderlike belofte van 'n beskerming hier, maar wanneer ons die eerste gedeelte van die Psalm lees, dan lyk dit so asof daar 'n fokus in die oggende op die Here moet wees. Dawid sê, vroeg in die oggend, dan fokus hy mos. Praat hy met die Here, daar's 'n verwagting in sy hart oor wat die Here vir hom in die dag gaan doen. Dit lyk vir my vriende, wanneer ons die vermoë ontwikkel met die Heilige Gees in ons hart, wat ons kon vertroos en ons die waarheid wys, dan kom daar 'n ander benadering wanneer ons sê, ons fokus nie op hierdie geraas nie, maar ons fokus op die een wat ons lief het. Dan lyk dit vir my as daar 'n beloning in die laaste gedeelte van hierdie Psalm daarvan af vers 12. Wat lyk wanneer die fokus reg is, dan ervaar ons die beskerming van die Here. Kyk, die beskerming is altyd daar, maar dan is jy in staat om dit raak te sien. Jy sien die goedheid van God te midde van die donker, want jy sien, die versoeker wil jou aandag wegtrek van die genade van God af. Daarom het hy vir Adam en Eva laat fokus op die vrug en die begeerte na kennis. Hulle wil graag so slim wees soos God, en hy trek hulle aandag heeltemal weg, en hulle vergeet dat God is die skepper, en hy het vir hulle opdrag gegee, en toe mis hulle die opdrag. Ek en jy se grootste probleem is, of uitdaging wat ons het, is ons verstand, wat misbruik word, deur ons aandag en ons gedagtes weg te lei van God af, en dan moet ons staat maak op die plastiek van hierdie wêreld, en die gemors en die onkruid van hierdie wêreld. Ons kry dit nie reg. Maar wanneer ons fokus op God, is die lyn reg en ons hoor wat hy vir ons sê. Ek wil vir julle vandag uitnooi om so met die begin van hierdie reeks hoe ons harte ondersoek, hoe dit ons bewus kan wees van die genade van God en sy beskerming kan geniet. Hulle begin hier by Psalm 5. En die fokus van Psalm 5 is, ons fokus op hom, 2 woorde fokus hier, nee. Kom ons fokus op die Here. Vroeg in die oggend sê Dawid, fokus al op die Here, dan lyk dit vir my, dan kom die hele dag sommer reg. Kom ons bid net saam. En Here, wanneer ek nou so praat oor hierdie onderwerp en die woord lees vanmôre, dan weet ek vir baie van ons is dit moeilik om partykeer altyd op U te fokus. Here, ons word tot raserny gedryf deur ons verstand en die baie vrae en die oordink van goed. Leer vir ons om te luister na U Gees wat binne in ons is, wat ons kon vertroos. U beloof dit sal die vertrooster wees. Ons kon vertroos en vir ons te help om te fokus op U. Dat ons leer wat is heilig maak om afgesonder vir U te wees. Kom help ons hier om dankbaar te wees vir wedergeboorte, hoe U dit ons harte kom verander, sodat ons die wil kan ken waarvan Romeine 12 so mooi vir ons wys. Ons aanbid U as die een wat ons lief het. Ons fokus vandag op U. Alles wat ons doen in hierdie Vrydag dat ons so gesels, fokus op ons. Help ons om te fokus op U. Leer vir ons, Here, hoe dit U ons hand vashou en maak ons bewus van die baie spesiale teenwoordigheid by ons. Amen. Ek weet nie wat die week sover 'n klomp uitdagings vir jou kom voorhou nie.
Maar dit lyk my as ek hierdie Psalm lees en ek luister na Dawid se hart, kom gee vir ons 'n wenk. Kom ons fokus op die Here so vir die naweek, veral as ons Sondag by mekaar kom. Kom ons fokus elke dag op hom. Dis waar ons begin. Dan lyk dit vir my kom die res van die pad reg. Die Here seën vir julle soos hy wil en soos hy wil mag ons volgende week weer so by mekaar kom en kom ons wees lief vir die Here want ons weet ons hy is lief vir ons. En dan gaan ek nou eers 'n bietjie verder ry. Totsiens. Tot volgende keer. 'n gedeelte vir julle lees hierso uit Psalm 5 vers 12. Ek gaan nou verduidelik hoekom ek hou van hierdie Psalm. Oupa, jy staan te Hy daai. sê, maar almal wat by u skuil